strijders van die kruis, laat ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. Staan op voor Jezus, o strijders van die kruis, laat ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. Halleluja, staan op voor Jezus, o strijders van die kruis, laat ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. Ja, staan op voor Jezus, o strijders van die kruis, laat ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. Ja, staan op voor Jezus, o strijders van die kruis, laat ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. O ja, staan op voor Jezus, o strijders van die kruis, ons zijn naam omhoog houden, al zal die vijand reizen. Prijs die Here, halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Sê baie dankie Here Jesus, dat ons deur u na die Vader kan gaan. Dankie o Heilige Gees, wat ook vir ons kan intree met onuitspreeklike versigtiging en ons leer en lei in die hele waarheid. Laat ons onsself so sal oorgee, dat ons absoluut gehoorsaam sal wees aan die woorde van God die Vader, wat die Here Jesus Christus ook vir ons kom oorgedra het. Dankie o Gees van God, dat u ons leer en lei in die hele waarheid, en laat ons waarlik sal waak in hierdie dag, dat ons u woord in volheid sal aanneem en aan u woord gehoorsaam sal wees. Baie dankie dat ons weet dat wanneer ons in u woord bly, woord van die Here sê dit baie duidelik, dan kan ons in u bly en u in ons, want ons is op u ingeënt. En dankie dat ons deel geword het van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit nie uit dit wat ons gedoen het nie, maar soos wat die Vader dit in sy raadsbesluite besluit het, en die Here Jesus en die Vader saam dit bewerk het, met die Heilige Gees wat ook saamwerk. Baie dankie dat ons waarlik kan sê, ons het gekom deur Christus, in die Vader, in die Gees, en ons is so dankbaar dat ons as u kinders een met die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan wees. 'n eenheid wat gevorm word, wat niemand kan breek behalwe elke een van ons self nie. Here, want ons kan uit hierdie eenheid uitstap en ons kan ons eie ding doen soos wat ons wil, en u woord nie meer wil glo en die woord gehoorsaam sal wees nie, maar eerder afvallig word van die woord en die leuen begin glo. Here, dit is ons eie toedoen as dit met ons gebeur. Daarom wil ons die Here eer dat hy vir ons gegee het dit wat die Vader soek, naamlik God soek hulle wat hom in gees en in waarheid aanbid. En laat ons, Here, alles sal insit, sodat ons die Vader in gees en in waarheid kan aanbid, deur u met die inspirasie van die Heilige Gees. Halleluja. Baie dankie daarvoor. Here, laat ons weer kan luister na die onfeilbare woord. Gee ons elkeen 'n oor om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En baie dankie, Here Jesus. Halleluja, dat u elke oor bestryk met u kosbare bloed, sodat net die waarheid kan ingaan.
Halleluja. Die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Baie dankie dat alles is volgens die woord van God en die raadsbesluite van God. So bewerk dat ons ten volle in U sal wees en aan U kan behoort. Prys U daarvoor en seën elkeen nou in Jesus naam terwyl ons na U woord luister. En seën U woord. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons wil aan die Here al die lof en die eer gee vir 'n voorreg wat ons weer eens het om hierdie evangelie van vrede te kan verkondig oor Joy Kasper Radio en ons sê vir die Here dankie vir Pastor Barry en sy vrou Christel wat hierdie platform daar gestel het sodat ons met vrymoedigheid hierdie evangelie kan verkondig, soos die ou koortjie sê, stuur die lig, die evangelie, oor land en see. Dank die Here daarvoor, dat ons die voorreg het, en ons bid dat die Here hulle ryklik sal seën, en sal voorsien in elke behoefte. Ek is Pastor Flippie Gerber, ek is die aanbieder van Pinksterkind, en dis vir my so wonderlik, dat ek sê dit altyd, wil ek weer sê, dank die Here dat ek in Pinkster ingebore is, ek het nie by 'n Pinksterkerk aangesluit nie, ek is in Pinkster ingebore. Halleluja, dis waarom die woord sê, as iemand nie weergebore is uit water en gees nie, nou water en gees, dis Pinkster, saam met die bloed, dis Pinkster. Heilige Gees is die een wat Pinkster gebring het. Halleluja, en daarvoor dank ons die Here. Kom laat ons dan in dit bly, en altyd kan getuig dat jy in Pinkster ingebore is. En die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Prys die Here, ons is nog steeds besig met die wapenrusting. En ek wil net hierso in Efesiërs 6 lees, die 17de vers. Hy sê, en neem aan die helm van verlossing, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Twee dinge, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na die woord van die Here wat dit vir ons sê, is dit baie duidelik dat hy sê dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. So, enige iemand wat dink dat die wapenrusting is vir jou gegee om geestelike oorlogvoering te doen, is buite God se raad, buite God se wil, en hy luister nie na die woord van die Here. Daar bestaan nie vir ons enige vorm van oorlog nie. Enige vorm. Daar bestaan nie so iets nie. Dit sê die woord vir ons baie duidelik. Nou kom hulle met geestelike oorlogvoering en nou wil hulle die stryd voer met die swaard van die Gees en met die wapenuitrusting. Jy het klaar verloor nog voordat jy begin het. Ek wil net 'n vers lees in die Ou Testament en dit staan in 1 Samuel 17 vers 47. Hy sê, dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here, dit meen die hele menigte, die vyande, die volk van God, almal wat dit gesien het, in Samuel se tyd. Hy sê, die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie. Ons wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. Halleluja. En die Here het nie 'n swaard in jou hand nodig. Of hierdie manifestasie wat jy die swaard gebruik en dan wil jy teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lig veg en 'n geestelike oorlogvoering. Ek wil dit weer sê, druk jou swaard in jou skede. Gooi hom eintlik weg, want jy het hom nie nodig nie. Die Here nie deur swaard of deur spies. Die Here verlos nie deur swaard en spies nie. Dis vir my so wonderlik. Want waar is die verlossing? Hy sê hierdie woorde in Efesiërs 1 vers 7. Hy sê in hom
het ons die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit weer wat sê die Here vir ons? In hom het ons die verlossing deur sy bloed. En hier sê hy, die Here verlos nie deur swaard en spies nie. Want, dis die skrif. Wanneer ek die wapenrusting sien, dan sien ek hierdie skrif wat in vervulling gekom het, wat in die Ou Testament is, nog dieselfde vers, wat hy sê, want die stryd behoort aan die Here. Het jy 'n worstelstryd? Ja, ons het, verseker. Maar die stryd behoort aan die Here. Spies en 'n swaard? Nee. Al wat ons het, is die swaard van die Gees. En ons gebruik hom nie, die Heilige Gees gebruik hom. Maar hy werk deur ons. Sodat hierdie swaard kan werk. Wat twee kante skerp is. Halleluja. En hy sê want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hande gee. Dit meen, die Here sal ons vyand in ons hande gee. Waar is ons vyand? Want die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose magte in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Halleluja. En hier is die wonder. Die Here sal ons vyand in ons hande gee. Dit weer, ons sal die oorwinning kry. As ons hierdie stryd, worstelstryd kan sien, soos die woord sê, hierdie stryd behoort aan die Here. Hy het klaar gewen. As ek dit so kan druk, hy het klaar die oorlog gewen. Dis al wat ons oor het, is 'n worstelstryd. En daarvoor is geen spies en swaard nodig nie. Geen manifestasie in die gees van 'n swaard wat jy rondswaai nie. Dis alles vleeslike dinge wat jy doen. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê in 2 Samuel 22 vers 40. En u het my met krag omgord vir die stryd. Kan ek vir jou vra? Is jy met krag omgord vir die stryd? Hier is die wonder. Hy sê hierdie woord, ek wil dit lees, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Die waarheid is Christus, en dis die krag. En daarom sê hy in die 10de vers, eintlik my broeders, word kragtig in die Here, en die krag van sy sterkte, neem die volle wapenrusting aan, op, want die stryd behoort aan die Here. En die Here sal ons vyande in ons hand gee. Halleluja. Ek moet net sorg dat ek die volle wapenrusting aan het. En die belangrikste wat ek moet soek in alles is soek die koninkryk en sy geregtigheid. As jy dit soek en jy verkry dit en jy het dit bekom en jy neem hierdie wapenrusting op, halleluja, wat kan teen jou staan? Want jy voer nie die oorlog nie, jy voer nie die stryd nie, die Here voer dit vir ons. Halleluja. Prys die Here, en hy sê, u het my teestanders onder my laat buk. Die Here omgord my met krag vir die stryd, en u het my teestanders onder my laat buk. Wie? Die Here. Wie gee vir ons die vyand in ons hande? Die Here, dis waarom hy sê, die stryd behoort aan my. En hier sê hy, praat hy ook van die stryd, wat ons teestanders onder ons gebuk kan gaan. Waarom? Want die stryd behoort aan die Here, en die Here sal die stryd stry. Dit sê die skrif. 2 Kronieke 20 vers 15. En hy het gesê, luister, almal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en u koning van Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie. Wat is die groot menigte waarmee ons 'n worstelstryd het? Ek gaan dit weer lees. Hy sê teen die owerhede,
teen die magte, teen die wêreldheers, teen die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou, hierdie menigte, en hoe roep Rachel uit? Sy het 'n bo-natuurlike worstelstryd gehad. Bo-natuurlik, eintlik bo-menslik, want hierdie magte en bose gees is alles in die lig. Dit meen, dis bo-menslik, dis nie menslik nie. Maar die Here sê, ek stry hierdie stryd vir jou. Jy moet net die wapenrusting aan hê, en jy moet staande bly teen die liste van die duiwel in die dag van onder. Jy is al wat jy moet sorg, jy moet net staande bly, maar die stryd is myne. Hy sê hierdie woorde, want die stryd is nie julle saak nie. Onthou hierdie vers, 2 Kronieke 20 vers 15, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Halleluja. Ek wil jy moet mooi luister, hierdie mense wat gepraat van die war room en warriors en hulle is buite God se skrif. Hulle is vleeslik. Hulle is, hulle wandel eintlik in die dood en hulle is kragteloos en hulle beteken niks. En die duiwel hits hulle aan om geestelike oorlogvoering teen hom te doen, want hy weet hy sal hulle oorwin. En hier is 'n interessante ding, dis waar hy in Openbaring sê. Hy sê hierdie woorde, en die dier het oorlog gevoer teen die heiliges, en hulle oorwin. Ek wil jy moet nou mooi luister. Hy het oorlog gevoer teen die heiliges, want die oomblik toe, die duiwel sit 'n oorlog aan, hy maak van ons worstelstryd 'n oorlog. Want hy weet, as hy 'n oorlog aansit teen ons, dan gaan ons hierdie oorlog ook voer. Om teen hom oorlog te voer. En dan verloor ons. Die oomblik wanneer ons as warriors wil optree en hierdie geestelike oorlogvoering doen, dan verloor ons die oorlog wat die duiwel aan die gang gesit het. Maar as jy die wapenrusting op het, en jy staan vas teen die liste van die vyand, en weerstand bied in die dag van onheil, as jy net dit doen, met die wapenrusting aan, dan kan die vyand nie teen jou oorlog voer nie, want hy weet, jy gaan hom oorwin. Hoekom? Want die Here stry die stryd, en die stryd behoort aan die Here. Halleluja. Hy sal alles doen, om die wapenuitrusting, soos hy geskryf staan, te vermy, en hy werk alles in die stryd, dat daar 'n oorlog tussen sy werke en ons kom. Want dan weet hy het ons en hy sal ons oorwin, want dit is wat die woord van die Here sê. En dan sê hy, Job 7 vers 1, het die mens nie 'n stryd op die aarde nie, halleluja. En as jy die Here waarlik dien, ek vra vir jou, het jy 'n stryd? As jy nie kan sê, amen nie, dan moet jy weet, jy het nog nie by die Here uitgekom nie. Daar is 'n stryd wat ons moet stry, maar daar is oorwinning te verkry. Ek wil net gou verder gaan. En hoor wat sê die woord nou in Genesis, en dit was vir my baie mooi. Ek wil dit weer sê, dat die verlossing, wanneer ons hier gaan kyk, hy praat van, die Here sal ons verlos van swaard en spies. Die Here kom en hy verlos ons van swaard en spies. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Die Here kom ons en hy verlos ons van swaard en spies, deur sy bloed, want die verlossing is in hom, deur sy bloed. Halleluja. En nou wil ons swaard en spies opneem. Dis waarom hy sê, ons word verlos ons word nie verlos deur swaard en spies nie, maar wie verlos ons? Die Here, omdat die stryd aan hom behoort. Maar wat hier interessant is, die verlossing, ons kry die verlossing deur die bloed. En in die Nuwe Testament, selfs in die Ou Testament, het hulle van verlossing gepraat. En ons is verlos uit die hand van Farao.
in so baie skrifte waar hy praat, ons is verlos uit die hand van die koning, die Here het ons verlos daar. Wie het elke keer Israel verlos? Die Here. Wie het ons verlos? Die Here. So aan wie gaan die stryd behoort? Aan die Here, halleluja. En wie gaan die stryd vir ons stryd? Die Here. Ons moet net kragtig word in die Here, in die krag van sy sterkte, die volle wapenrusting opneem, sodat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel en weerstand kan bied in die dag van onheil. Dis al wat die Here vir ons vra, net hierdie twee dinge, al wat jy moet doen. Jy het die volle wapenrusting, dis al wat jy nodig het. Om staande te kan bly teen die liste van die duiwel en weerstand kan bied in die dag van onheil. Dis al wat die Here vir ons vra. En ons het die woord hoe om weerstand te bied. Ons het nie nodig om te veg nie. Ons kan weerstand bied met wat? Met die woord, want dis die swaard van die Gees. En nou gaan hy verder, hierdie woorde. Hy sê, 'n engel wat my uit elke teëspoed verlos het. Halleluja. Abraham praat van 'n engel wat hom uit elke teëspoed verlos het. Nou ons weet dat hierdie engel in die Ou Testament is die Here Jesus. Dis waarom die Here vir Moses gesê het, ek sal my engel voor jou uitstuur. En is interessant, toe die volk gememoreer het en Moses praat met die Here daar in die woestyn. Ja. Waar was die Here gewees? Die engel wat uitgestuur, wat voor die volk uitgestuur word, is die Here Jesus, is die Seun van God. Hy was in die wolk, en toe Moses met die Here praat, toe antwoord die Here Moses uit die wolk uit. Dit beteken die engel wat die Seun van God is, antwoord Moses uit die wolk uit. En daarom sê Abraham, en die engel wat my uit elke teëspoed verlos het. Halleluja. Prys die Here. Dan gaan hy verder, Eksodus 14 vers 30. Hy sê, so het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. Wie het hulle verlos? Die Here. Wat het Israel gedoen? Daai tyd moes hulle oorlog voer, want dit was vlees teen vlees gewees. Wat moet ons nou doen? Die Here sê, ons wapens is nie vleeslik nie. Stryd behoort aan hom. Hy sal ons verlos. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan doen wat jy wil. Jy kan 'n warrior word, jy kan alles word, geestelike oorlog voer. Jy kan jouself nie verlos nie. Dan gaan hy verder. Hy sê Eksodus 15 vers 13, u het deur u guns die volk gelei wat u verlos het. Is dit nie mooi nie? As die Here die volk nie verlos het nie, sou die Here hulle ook nie gelei het nie. Luister baie mooi. Ons het die verlossing in hom. U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer. Word kragtig in die Here. Kry die verlossing deur Christus wat vir ons die stryd stry. En waarheen lei ons? Na ons ewige huis. Dan sê hy in Rigters 2 vers 16. Kom ons lees Numeri 10 vers 9 kort. En julle sal van julle vyande verlos word. Hierdie boebrede magte in gees en lig, julle sal daarvan verlos word. Hoekom? Omdat die Here ons sal verlos. Hoe verlos hy ons? Die stryd behoort aan hom en hy stry die stryd vir ons. So verlos hy ons. Dit is geen oorlog nie. En dan sê hy Rigters 2 vers 16, verwek die rigters wat hulle verlos uit die hand van die rowers. Verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van berowers. Dit beteken die rigters het rigting gegee, maar die Here gebruik die rigters sodat daar verlossing kan kom. Verlossing van die berowers kan kom. Wat doen die Here? Die Here gebruik ons, elkeen wat die wapenrusting aan het, om wat te doen? Sodat deur hierdie wapenrusting daar verlossing nie net vir ons is nie, maar ook vir ander. Maar weer eens, die stryd behoort aan die Here. Dan sê in 2 Samuel 7 vers 23, en wie is soos die volk, soos Israel, uit enige nasies
enige nasie op die aarde, want wat God vir hom as volk gaan verlos het, om vir hom 'n naam te maak. Dit meen, wanneer ek die verlossing kry, die helm van verlossing, nadat die Here die stryd vir my stry en hy gee vir my die oorwinning, ek het die wapenrusting aan, wat tot eer van wat is, hy sê om vir hom 'n naam te maak. So elke verlossing wat ons kry, uit die hand van die vyand, uit die bose magte en die geeste in die lig, deurdat ons staande bly en weerstand bied, halleluja, word die naam van die Here verheerlik. Want God het ons as sy volk verlos. Dink jy dat die Here het ons nie verlos van hierdie owerhede, die magte en die bose geeste in die lig? Hy het ons klaar verlos. En nou dat hy ons klaar verlos het, ons moet net staan en bly en weerstand bied. Nou dat hy ons klaar verlos het, nou wil ons gaan oorlog voer teen die duiwel en sy magte. Is dit nie dwaasheid nie? Ek wil klaarmaak met hierdie laaste vers. Hy sê, Job 5 vers 15, so verlos hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond. Hierdie owerhede magte, bose geeste in die lig, hulle het 'n swaard in hulle mond. En weet jy wat is hulle swaard? Hulle woorde. Dis al wat die duiwel kan gebruik. Dis wat hy gebruik het om Eva te laat val en Adam ook, en dat die mens vervloek is en alles vervloek is. Hy het net sy woorde, hy het nie 'n swaard uitgetrek teen hulle. Hy het net met Eva gespreek en hy het haar oorwin. Maar hy sê, die Here sal, omdat die stryd aan die Here behoort, hy sê hierdie mooi woorde, weer lees, so sal hy dan van die swaard, van die swaard wat kom uit hulle mond. Hy sê hierdie woorde, behoeftige uit die hand van die Here. Dit meen, die Here sal die behoeftige versterk en verlos, want uit hulle mond kom 'n swaard, en die gees van die Here kan alleen deur die swaard van die gees, met hierdie mense, ook die swaard gebruik, maar die woord van God. Dit bly die swaard en swaard en swaard. So wat baie belangrik is in alles is, die Here verlos ons, want hy stry die stryd vir ons, hierdie worstelstryd. En uit sy mond kom die swaard, uit die mond van die Heilige Gees, en die Here sal ons verlos uit alles uit. Hy gaan ons nie 'n oorlogsoorwinning gee nie, hy verlos ons, prys, sodat sy naam verheerlik kan word. Prys die naam van die Here. Vader, baie dankie dat die woord so wonderbaarlik is, en die Here Jesus, dankie, dat ons lees in Openbaring, dat uit die mond het daar ook 'n skerp tweesnydende swaard gegaan. En dit is die woord van God wat uit die mond uitgaan. U het gesê, u sal teen die vyand veg met die swaard van u mond. Baie, baie dankie Here, dat u hierdie stryd vir ons stry. En as daar 'n geveg is, dis u wat die geveg veg. Want u weet wat om te doen. Baie dankie dat u ons in hierdie posisie gestel het, sodat ons deur u verlossing kan kry van elke aanslag van die vyand. Seën elkeen dan so in Jesus naam en ons prys u. Amen en amen.